Graad 12's, ons is besig met die laaste toneel van Poppy die drama. Ek wil hê ons moet dadelik wegval, want hier is nogals baie wat ons moet sê. Dit was 'n tyd van mense wat saamgestaan het op 'n baie interessante manier, soos wat julle kan sien uit hierdie foto. Goed, die kinders, ons weet die kinders is buite beheer, hulle vertrou nie meer die groot mense nie. Hulle gaan uit van die standpunt dat hulle die ou mense, die groot mense, het die wit mense kans gegee om baas te wees. En hulle wil dit verander. Daar's net so 'n insetsel hier van Mosie se broer wat werk aangebied word, maar hy wys dit van die hand, want hy wil leer vir 'n predikant, hy wil skool toe gaan. Die koerante berig op hierdie stadium dat die pasboekstelsel, so the Dompas, is replaced with travelling documents, reisdokumente. Wiki verwag dat die toepassing van hierdie reisdokumente baie strenger gaan wees. So the people, the officials are going to be even more strict about this so-called relief from the pas, but it's going to be a travelling document. Mosie, daar's 'n hele debat oor vir wie gaan hulle stem. En dan hierdie hele ding van hulle word geforseer, they are forced to vote for somebody in the homelands. Mosie is bang dat as hulle dit doen, dan gaan hulle na daai tuisland toe gestuur word. Mr. Green, die een wat werk aangebied het vir Mosie se broer, sê vir hulle dat sy seun nou moet grens toe gaan. Now, that was the time where the South African Defence Force protected the borders against the communism that they were scared of flooding the country. Many young men lost their lives. En Mosie sê toe, maar hy sal ook gaan veg. He will also go and fight, as hy net regte het. Just if he had any rights to fight for, he would have fought as well. Nou is daar 'n paar goed wat ek net probeer opsom het vir julle op hierdie een skyfie. Onthou nou Jakkie, julle weet nou wie Jakkie is, hy was Poppy se geliefde halfbroer. Hy skiet op 'n polisieman. Alhoewel die polisieman is nie dood nie. Hy het later volkome herstel, hy was wel beseer, maar hy's nie dood nie. Maar die polisie soek hom toe vir poging tot moord en sabotasie. So they looking for him because they thought they have to arrest him for this. Bonsile, which is now Poppy's eldest son, takes Jakkie and they flee to Herschel in the Oos-Kaap, in the Eastern Cape. And from there, it was very close for him to go over the border to Basutoland. So he fled over the border to the neighboring country. Die polisie vang toe op hierdie stadium vir Bonsile en Nomvula. So dis nou Boetie en Sissie. En wat doen Poppy? Onmiddellik verwyd sy haarself. She blames herself for the situation they are in at the moment.
And what does she do? She says, it's because she left them alone when they were so small. It's a typical parent thing. If something happens to your child, you immediately ask, where did I fail my child? What did I do wrong? And Poppy is none other than that. Dan, Poppy besef, and this is also quite ironic if you think about it. Poppy besef, she cannot fight against God's will. And it's actually such a sad place for her to be. Haar groot verwyt, she blames her that she left her children alone when they were small. Hulle het sonde begin doen deur hulle eie pad te loop en in opstand te kom teen wat besig was om in die land te gebeur. Sy wou hulle beskerm. She wanted to protect them, and therefore she tried to keep them out of the out of the locaties, out of the townships. Sy wou hê haar diepste begeerte was dat hulle in vrede sou leef, sou kon skool toe gaan en 'n positiewe bydrae kon lewer in hulle eie lewe en teenoor haar. En dan besef sy Jakkie se woorde het waar geword. Laat die hele lokasie 'n jail word, because why? We are born to die. En hoe hartseer, hoe terribly sad is it that it came to that. Poppy besef weer eens dat sy alleen is. Haar kinders is nie by haar nie. En sy herinner haarself aan iets van elkeen van haar kinders. As sy dink aan Bonsile, dan voel sy sterk hande as sy haar 'n drukkie gee. Sy dink aan Nomvula, wat 'n pragtige jong vrou is en wat so mooi kon sing. Tandi, wat 'n vrolike kind is, wat loop en sing as sy haar dingetjies moet doen. Sy is bekommerd oor Fezi, wat saam met Bonsile bly, of by Bonsile is, want sy weet nie wat se voorbeeld Bonsile vir hom stel nie, wat Bonsile in sy kop print nie. Sy kan nie oor haar kinders kom nie, sy kan nie ophou om aan hulle te dink nie, maar sy besef, sy kan niks meer vir haar kinders doen nie. She can do nothing for them, because they make their own choices. Hulle is uit haar hande. Hulle is nou selfverantwoordelik. They are responsible for themselves. And in her heart of hearts, she is so sure that she doesn't know if there's ever going to be peace again. Sy wonder, sy is oortuig daarvan, dat daar nooit weer regtig vrede gaan wees nie. Sy wonder waar sy uit die Here se pad gedraai het. Where did she go wrong? Where did she turn away from God? Where did she walk outside the road that He wanted for her? Because she had the thought that He is not looking after her and her children anymore. And then she comes to a place of acceptance where she realizes that her children make their own choices. And if they had to go through hardships and sad times, she is not able to change that. God has decided. God het so besluit. En hier sny ons uit, hier kom ons aan die einde van die 6de toneel. En ons is weer terug
by Poppy en haar verhouding met die Here, as ons dink aan die laaste toneel van die eerste bedryf, waar sy in die kerk was, en waar sy gebid het vir beskerming vir haar kinders en vir haar mense. En hier is sy nou op 'n punt, waar sy net moes oorgee. She had to just accept that it is now what it is. Dis 'n somber atmosfeer, dis 'n hartseer atmosfeer, dis 'n, it's a sad scene. Daar's 'n Afrikaanse gesegde wat sê, ons wik, maar God beskik. So, we can make plans, but in the end, it happens as God wants it to happen. She was so tired of fighting. Sy was moeg vir beklei. Daar's weer 'n voorbeeld van 'n vergelyking, daar's 'n metafoor, en dan eindig die hele drama met waar ons weer in Nkosi Sikelel kan hoor as 'n gebed. 'n gebed van hoop, wat ons vandag nog deel van ons kultuurerfenis het van hierdie tyd. Graad 12's, dis dan die einde van Poppy die drama. Ek het nie spesifieke vrae vir julle voorberei nie. Ek wil vir julle terugverwys na die boek Poppy. Agter in hierdie boek is daar 'n klomp verklaringe, daar is 'n klomp vrae met antwoorde. Nou, ek kan onmoontlik al hierdie met julle deurgaan, maar dit is beskikbaar. Dan is daar in hierdie gids wat ek gebruik het, by elke toneel is daar kontekstuele vrae, bladsye en bladsye. Daar's ook antwoorde. So ek wil julle aanmoedig om hierdie goed deur te werk. En soos wat ek al baie keer gesê het, die Departement van Onderwys, GDE, se Department of Education, daar is vraestelle by die hoope, met memos, met marking guidelines, waardeur julle kan werk, as voorbereiding om hierdie eksamen af te lê. Alle sterkte, ek hoop hierdie het julle gehelp, of kan julle help. Die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is om weer en weer die drama te probeer lees. Daar is Engelse vertalings beskikbaar op die internet. Die groot ding wat julle moet onthou is woordeskat. Julle moet die woordeskat hê om die vrae te verstaan en ook die vrae te beantwoord. So alles van die beste. Ek hoop regtig dit het vir julle gehelp en dat dit julle geïnspireer het. Tot 'n volgende keer.